Advokaat Hendrik van Staten. Goeiemôre Hendrik, ons praat met advokaat Hendrik van Staten en sy praatjie lig op die reg. Vandag praat hy met ons oor die registrasie van 'n dossier en wat dit behels en sekerlik wat daarna gebeur. Goeiemôre Hendrik, hoe lyk die sake daar by jou? Goeiemôre Willem en goeiemôre luisteraars. Ja nee, hier gaan dinge lekker vinnig aan die gang. En die eerste kwartaal is al omtrent van die jaar is omtrent verby, né? Ek dink die tyd snel weer voort. Dan gaan weer 'n besige jaar wees. Ja, en ek dink julle met kinders is meer bewus van die kwartale en die tempo wat daarmee gepaard gaan. Jy weet, dit is eintlik soos bakens wat afgemerk word. As die kinders begin vakansie hou ensovoorts. Hendrik, jy praat met ons oor die registrasie van 'n dossier. Nou ja, ek dink jy moet sommer voorbegin, want jy weet, om te sê jy registreer 'n dossier en wat is 'n dossier en wat behels dit en wat is jou verpligtinge en wat is dit en ek neem aan, dis dan die dossier wat jy van praat, wat by die polisiestasie geregistreer word. Ja, nee, vanaand as vir ons gesels oor die misdaad aanmeld administrasiestelsel. Nou, baie mense sal miskien nou SMS'ie kry as hulle nou 'n misdaad aangemeld het by die polisie, waar dan sê ek CAS-nommer en dan sit 'n nommer en dan is die maand en dan is die jaar. Nou, ons gaan kyk vanoggend na nasionale instruksie nommer 3 van 2011, wat te maak het met registrasie van dossiere op die misdaad administrasiestelsel van die polisie, en is 'n nasionale instruksie, wat beteken al die polisiestasies is gebonde daaraan, totdat dit herroep is. En tans is dit nog steeds van krag, en baie keer kry mense ongelukkig dat daar lede is van die Suid-Afrikaanse polisiediens wat nie noodwendig so kundig is rakende die administrasie nie, en 'n slagoffer van 'n misdaad kom by 'n polisiestasie aan en rapporteer maar hulle het 'n selfoon of 'n rekenaar of iets gesteel en hulle wil 'n saak oopmaak. Nou, gewoonlik dan sal hulle mos nou 'n verklaring afneem om vas te stel wie, wat, hoe, waar en wanneer, en dan word 'n saak oopgemaak. Maar in sekere gevalle kry jy 'n polisielid wat sê maar nee, ons kan nie saak oopmaak nie, want dit val nie binne ons jurisdiksiegebied. Jy het brandstof ingegooi byvoorbeeld in Beaufort West by die volstasie, en toe nou in Bloemfontein toe kom jy agter, nee, maar jou beursie is nie meer in jou kar, waar jy hom gelos het nie. Beteken dit dat jy nou al die pad moet terugry Beaufort West toe om 'n saak aan te meld? Of beteken dit jy kan dit in Bloemfontein aanmeld? So ons gaan nou vanoggend kyk, wat sê hierdie instruksie, en hoe moet lees word. Want die instruksie is pro-misdaad slagoffer. En ons moet onthou, die doel van die Suid-Afrikaanse polisiediens is om 'n diens te lewer aan die Suid-Afrikaanse publiek. Dis hoekom dit nie meer 'n Suid-Afrikaanse polisie mag is nie, maar 'n diens, omdat hulle diens moet lewer. Nou, meeste polisiestasies het dan nou hierdie MAST-stelsel, of Crime Administration System, soos dit in Engels is, alhoewel daar sekere is wat het nie, en die instruksie is ook baie duidelik wat moet gebeur. Maar kom ons begin by die begin, nadat daar 'n misdrijf gepleeg is. Ons sê sommer daar so in Harry Smith, is daar so 'n boer wat daar so boer, en hulle het sy beeste kom steel. Nou, die eerste stap wat gewoonlik gebeur met 'n opsig van dossier, wanneer daar nou 'n misdaad gepleeg is, word dan by die polisie gerapporteer. Het sy by 'n polisiestasie of by 'n lid van die polisiediens wat uitkom na die
misdaadtoneel. So as die persoon dan nou uitry na die plaas toe, en dan het die polisiebeampte wat uitry, dan 'n plig om die saak wat by hom aangemeld word dan nou kennis van te neem en dan nou die klagte te ondersoek of te rapporteer. Nou, dit moet gebeur ten spyte daarvan of die misdaad dan nou plaasgevind het binne die stasie se area of 'n polisiestasie of 'n stasie area van 'n ander polisiestasie. Die lid van die Suid-Afrikaanse Polisiediens wat die eerste rapportering ontvang, moet eerstens die klaar of die persoon wat die beriggewer is, wat die saak aangemeld het, identifiseer en met die persoon 'n onderhoud voer, sodat die misdaad handleiding van die polisie, wat verskeie definisies bevat, as 'n riglyn kan gebruik kan word, sodat daar gekyk kan word na wat die beweringe wat gemaak is rondom die misdaad kriminele oortreding uitmaak, deur in 'n eetsverklaring dit uiteen te sit van wat het gebeur, wanneer het gebeur, wie is betrokke, waar, en ook die hoe beginsels. Laat 'n mens die hele volledige prentjie kry in die hele sirkel. So as die beampte dan nou uitkom met sy voertuig, kan 'n mens 'n saak rapporteer by daardie beampte en die beampte moet dit oopmaak. Dit is nie 'n noodsaaklikheid dat jy moet al die pad ingaan na die polisiestasie toe nie, want baie van die klaars het eenvoudig nie die vermoë nie. Die polisiebeampte is dan nou verplig om te help. Nou eerstens word daar nou 'n dossier oopgemaak en dit word 'n SAP 3M genoem en dit word nou voltooi. Nou hierdie SAPS 3M vorm word dan nou na die gemeenskapsdienstsentrum bevelvoerder bestuur om dan nou deur te gaan en om seker te maak dat die dossier dan nou op die elektroniese misdaad administrasiestelsel geplaas word, en dis dan wanneer u 'n saaknommer kry en die saaknommer dan nou baie keer deesdae per SMS aan die klaars gestuur word, dat 'n mens weet wat die saaknommer is. Nou, wat baie belangrik is van hierdie instruksie, en dis waar baie polisielede verkeerd het, is dat klaars of persone wat beriggewers is van 'n misdaad, mag nooit verwys word na 'n ander polisiestasie om 'n saak aan te meld nie. Al was die oortreding dan nou gepleeg in 'n ander polisiestasie se area. Soos wat ons byvoorbeeld gesê het, jy was in Beaufort Wes gewees en in Bloemfontein kom jy agter nee maar jou beursie is gesteel by die volstasie. Dis jou reg om in Bloemfontein aan te meld. En dan in Bloemfontein gaan ons kyk wat is as jy daar aangemeld het die polisie die verantwoordelikheid om daai dossier dan te stuur na Beaufort Wes sodat dit verder ondersoek kan word. Byvoorbeeld dat hulle die geslote baan kringtelevisie van die petrolstasie kan kry en dan kan te kyk of hulle kan vasstel wie die moontlike persoon was wat die misdaad gepleeg het. Ook is dit verregaande dat sekere lede van die Suid-Afrikaanse Polisiediens vereis dat 'n klaar of 'n beriggewer van 'n misdaad moet kan sê wie was die verdagte gewees. Eerstens, as 'n mens 'n slagoffer van misdaad is dit nie jou verantwoordelikheid om die misdadiger te gaan soek nie. Dit sal die polisie help as mense 'n beskrywing kan gee of as die persoon wat die oortreding begaan het wel bekend is. Maar as die persoon nie bekend is, is die polisiediens verantwoordelik om forensies vas te stel of leidrade op te volg oor wie was die moontlike persoon wat die misdrijf gepleeg het. Soos as 'n persoon dan nou gevind word met gesteelde goedere, byvoorbeeld. Nou, by die gemeenskapsdienstsentrum is die bevelvoerder nou verantwoordelik om alle dienste dan nou uit te voer waar die publiek gedien word. En dit word dan nou
gedoen onder die bevel en die toesighouding van 'n aflosbevelvoerder. Nou, die bevelvoerder is ook vir die gemeenskap diensentrum bevelvoerder is verantwoordelik om enige klaars van of persone wat beriggewers is van misdaad in die area dan nou met respek te behandel en dan nou ook hulpvaardig te wees en 'n volledige eedsverklaring van die klaar of beriggewer af te laat lê. Die ding is ook, baie keer is persone wat byvoorbeeld 'n misdaad rapporteer, nie kundig oor al die feite goed nie, en dis is dit belangrik dat die polisie eintlik daardie misdaadslagoffers van hulp sal wees. Maar dit is maar altyd belangrik om wie, wat, hoe, waar, wanneer en wat daarna so volledig as moontlik te gee dat die polisie dit kan opvolg. Hendrik, ek wil net 'n paar, ekskuus, ek wil 'n bietjie vra. Kyk, jy sê 'n persoon, 'n klaar of 'n beriggewer van misdaad. Wat beteken dit? 'n klaar is sekerlik iemand wat weet, sy goed is gesteel of hy dink sy goed is gesteel. Dis eintlik waarby ek wil uitkom. En 'n beriggewer is seker iemand wat nie direk teenoor 'n misdaad deur 'n misdaad beïnvloed is nie, maar wat dan gesien het dat 'n misdaad plaasgevind het. Is dit wat dit beteken? En dan verder wil ek hoor as sê nou maar jy is 'n beriggewer van 'n misdaad en dit was nie 'n misdaad nie. Jy meld selfs iets aan. Jy weet, my beeste is gesteel. Soos al in die verlede, en elke keer wat ek aangemeld het, moet ek sê, was hulle weg. Maar sê nou maar, ek kry hulle die volgende dag terug en hulle het net deur die kamp gebreek of by my buurman gaan rondloop. Is ek aandadig aan iets soos 'n valse aflegging van 'n verklaring of wat? Die eerste vraag is, 'n beriggewer is iemand wat kennis dra dat 'n misdryf of 'n misdaad wel gepleeg is of moontlik gepleeg is en dit dan gaan namens die slagoffer rapporteer. Soos byvoorbeeld as iemand bewus is dat 'n kind mishandel word of dat 'n man of 'n vrou deur 'n ander persoon dan nou aangerand word, dan is 'n persoon 'n beriggewer. As 'n mens 'n misdaad aanmeld en dan is dit volgens die kennis wat jy op daardie oomblik het. So as jy die volgende dag byvoorbeeld agterkom jou beeste het wel deur 'n kamp gebreek en is by 3 buurmanne later af in die pad, dan rapporteer mense by die polisiediens en sê, maar die beeste is teruggevind. En dan is dit nie dat mense 'n vals verklaring afgelê het nie, want mense het op daai oomblik vas geglo dat die beeste weg was en mense kon hulle nie in hande kry nie. So dan is dit nie dat mense misdryf begaan nie, solank 'n mens nie onder eed 'n myneed pleeg, soos ons in die regsterme daarna verwys waar jy jok en byvoorbeeld sê maar nee, Taboe het 6 van my beeste kom slag op my plaas, maar ek weet al die tyd het ek die 6 beeste aan Taboe verkoop. So dit is waar die verskil inkom. En dan wil ek net vra, jy weet, as jy dan nou iets soos, sê maar, jy het genoem, mishandeling van kinders of iets vermoed, hoe ver moet mens wag met sekere sake voordat jy hierdie suspisie wat jy het aanmeld? En is daar onderskeid tussen byvoorbeeld kinders en vrouens wat mishandel word, of aan 'n mans ook waarskynlik, en byvoorbeeld 'n verdagte misdaad, iets soos 'n inbraak, of as dit nou erger is, moet jy gouer maak, jy weet, gouer spring, as jy iets meer vermoed, wat is die prioriteite? Wel, die eerste ding is dat 'n mens moet, as jy bewus is van 'n misdaad wat gepleeg is, het jy 'n wetlike verpligting om dit aan te meld. Of 'n sterk vermoede. Of 'n sterk vermoede kan 'n mens dan gaan rapporteer dat daar's 'n vermoede
en dan kan 'n mens die nodige groep persone kry om in te kyk aan. Dis waar die polisie ook wat hulle het wat hulle noem misdaadintelligensie, wat gaan kyk na inligting rakende of informasie rakende moontlike misdrywe wat gepleeg word. En dis ook waar mens baie keer kry dat die soos met vroue of veral met kinders het mens dan nou 'n eenhede wat nou spesifiek kyk na die mishandeling van vroue en kinders en dan diensooreenkomstig dan nou hulp verleen aan die meer weerbare persone in die samelewing. So ja, mens kan dit rapporteer en hulle werk gewoonlik so saam met maatskaplike werkers en ook met sielkundiges wat dan kan help om vas te stel of daar moontlike onwettighede is wat plaasvind en indien dit wel so gevind word dan dat die nodige aksies geneem word. Nee, dankie. Hendrik, ek al die jare in my werk was ek baie bewus daarvan dat as jy in elk geval vermoed of gehoor het van kinders wat mishandel word, het die meeste mense 'n baie definitiewe verpligting om dit te gaan aanmeld. Jy mag dit nie verswyg nie. En dit is baie belangrik. As ons dan nou ook kyk na die bevelvoerder van die gemeenskapsdiensentrum se verantwoordelikhede, is om aan seker te maak dat daar 'n volledige eetsverklaring is, wat die omstandighede rakende die moontlike misdryf vervat, en ook die elemente van 'n misdryf van die klaar of beriggewer is dan ingesluit in die dossier. Dan moet die korrekte misdaadkode in die saakdossier of die SAPS 3M reflekteer en dan ook seker te maak dat dit duidelik is wat is die omstandighede en die feite rakende. Die derde ding is dat die relevante kolom van die SAPS 6 lys moet dan voltooi word, waar al die korrekte goedjies mee afgemerk word wat nodig is om seker te maak dat die kieslys volledig is. Die vierde stap sal wees om die bewysstukke te verifieer wat ingehandig is en dan noukeurig neer te skryf. En dit word dan in 'n register wat ons noem die SAPS 13 register en geregistreer, of wat ons sê SAPS 13 sakkie waar die bewysstukke dan nou ingeplaas word om byvoorbeeld na forensies gestuur te word. En dan word dit ook op die masstelsel aangebring en dan word die masstelsel se bewysstukke dan nou ook op die saakdossier aangeheg om te kan sê maar ons het daarom die volgende bewyse soos 'n kapmes as dit kom by 'n aanval waar iemand aangerand is. Dan moet die volledige eetsverklaring van die polisie van die persoon wat geaffekteer is en of al iemand gearresteer is en enigiets wat beslag gelê is, moet dan ook dan geliaseer word. Maar dan kom die baie belangrike ding, want ons almal het nou al gehoor van polisiedossiere wat wegraak. Want ek weet in die ou dae was dit baie keer gewees dat daar is ongelukkig korrupte polisie en ek weet dit is maar minder mate volgens my kennis, wat dan die dossiere verkoop het en dan verdwyn die moontlike aanklagte soos mis voor die son. Maar deesdae het die bevelvoerder van die kliëntediensentrum die verantwoordelikheid om seker te maak dat die hele dossier word elektronies geskandeer op wat hulle dan die e-dossierstelsel noem. Dat dit dan nou op 'n sentrale databasis is, so al raak die fisiese dossier weg, kan daai dossier hersaamgestel word. Ook moet hulle seker maak dat die inligting rakende die saak dan nou korrek ingelees is op die stelsel. En ja, ongelukkig het ek dit al gekry destyds met een van ons rooivalkvlieniere dat die ou buiteland toe gaan en toe hy weer kyk te sien maar hy sit met 'n huisbraak. Hy's 'n huisbraak verdagte teen sy naam in 'n deel van die land waar hy nog nooit eers voorheen was nie. So
toe een van die persone by wat in beheer was van die inlees van die stelsel sy naam en van verkeerdelik ingelees en sy ID-nommer as die moontlike verdagte. So ja, dis hoekom dit belangrik is dat 'n mens mag so af en toe kyk, is jy dan 'n skoon rekord. Want nou is jy 'n onwetende krimineel en dan is dit nie eers weens jou eie toedoen nie. Hoef 'n verdagte. Maar in elk geval wat die bevelvoerder dan moet doen van die kliëntediensentrum, hy moet dit dan deurstuur na die ondersoek afdeling toe wat ondersoek instel na misdaad in die polisie speurdiens vir verdere ondersoek, en dan as dit by die speurders kom, is dit erkenning ontvangs van die dossier en ook word die ontvangs dan nou aangeteken op die masstelsel, sodat 'n mens kan sien waar is die dossier, en dat dit nie net in persoon X se kar iewers lê en net daarin verdwyn het nie. Dan moet die saak dossier geregistreer word en ondersoek word by 'n ander polisiestasie. As dit nou nie in daai area val nie, moet dit dan nou oorgeplaas word, fisies en op die masstelsel, sodat as die misdryf nou byvoorbeeld wat ons gesê het in Bloemfontein in Beaufort Wes gepleeg is, sal dit in Bloemfontein aangemeld word en Bloemfontein sal dan nou daai dossier fisies en elektronies deurstuur na Beaufort Wes vir ondersoek. Indien die masstelsel dan nou van lyn af is of nie werk nie, word alle nie gerapporteerde saakdossiere dan nou per hand neergeskryf en rekord daarvan gehou op 'n SAPS 441 vorm, en al die nodige inligting wat dan daarop vervat is, kan dan later op die masstelsel ingelees word. So dit is nie meer 'n ding soos wat as mens by buitelandse sake kom of binnelandse sake en jy wil aansoek doen vir 'n paspoort en hulle sê hulle is van lyn af, dan kan hulle jou nie help nie. Die polisie is gerad vir 'n handroliese stelsel. Sal die elektroniese stelsel van hulle dan nie werk nie. Hendrik, sê my 'n bietjie, as jy net nou aangemeld is en is geregistreer, watse reg het jy dan om te verwag dat daar iets aan die saak gedoen moet word? Ons weet baie van die aanmeldings word net daar gedoen om byvoorbeeld vir diefstal waar jy wil eis by die versekering. Daar word eintlik net 'n nommer gegee en ek dink die polisie neem eintlik sommer aan, hulle gaan in elk geval daar niks doen nie. Wanneer het 'n mens nou 'n reg om te verwag dat daar aksie sal wees en wanneer is dit te klein of te wat ook al vir die polisie om nie aandag te gee nie, en wat kan jy dan doen? Wel, die polisiediens het 'n verpligting om misdade te ondersoek, en dan het hulle ook spesiale ondersoekeenhede wat spesifieke misdade ondersoek, en dan kry mense soos die valke wat dan nou spesiale prioriteitsmisdrywe ondersoek wat sekere bedrae en volumes dan nou oorskry. Maar as jy nou jou saak aangemeld het, kry jy gewoonlik nou jou SMS met jou saaknommer, en dan ook wat se stasie dit onderval, en dan kry mens die ondersoekbeampte se besonderhede. So mense het die reg om dan nou op te volg hoe ver mense saak is. Jy het ook die reg dat jy moet ingelig word as hulle jou saak wil toemaak, want ek het ongelukkig al soveel kere gesien dat sake word net toegemaak sonder dat hulle verdere eetsverklaringe gaan kry het van getuies wat genoem word in die aanvanklike aanmelding. En dan is dit eintlik 'n sterk saak wat daar teen die persoon is. En net as gevolg van swak of nie lus om hulle werk te doen nie, gebeur dit dan baie keer dit nie verder ondersoek word nie. Maar ek moet ook sê, ons weet dat die polisiediens baie keer oorwerk is. En soos byvoorbeeld as mens dan nou iets aanmeld vir versekeringsdoeleindes, glo ek nie dit sal noodwendig dieselfde prioriteit geniet as 'n ondersoek waar iemand byvoorbeeld aangerand is en half dood in die hospitaal lê nie. Dis so hoekom die polisie dan
in sekere aangeleenthede dan 'n spesiale taakspanne het wat geaktiveer word, soos byvoorbeeld as 'n polisielid in die uitvoering van sy pligte dan nou nie die lewe laat, dan word hierdie spesiale spanne geaktiveer om seker te maak dat prioriteit gegee word aan misdade, geweldsmisdade wat 'n effek kan hê op die algemene Suid-Afrikaanse Jan publiek. Ek wil ook vra, eerstens, die nasionale kennisgewing wat jy van gepraat het, wat nog nie teruggetrek is nie, hoekom is dit uitgereik? Ek het nou die naam vergeet van hierdie artikel, regulasie van jou. Dis nasionale instruksie nommer 3 van 2011 en dit is die registrasie van dossiere op die misdaad administrasiestelsel van die Suid-Afrikaanse Polisiediens. Nou, soos wat 'n mens vir ons luisteraars wat in die weermag was sal ook weet, in die weermag het jy ook bevel en beheer net soos in die polisie. En dit is die verantwoordelikheid van die nasionale kommissaris om aan sy provinsiale kommissarisse dan nou opdragte te gee en om seker te maak dat bevele uitgevoer word. So op nasionale vlak word daar dan instruksies uitgevoer of uitgegee aan die provinsies en die stasies dat almal daaraan moet voldoen. Net so kan provinsiale kommissarisse dan ook instruksies uitgee. En 'n goeie voorbeeld van 'n instruksie wat nou die dag uitgegee is wat heeltemal onwettig was 'n instruksie in die Noord-Kaap provinsie dat alle dossiere en eetsverklarings net in Engels afgelê mag word of geneem mag word deur die polisiediens. Wat heeltemal onwettig was, veral in die oog van dat die 92.5% van die bevolking van die Noord-Kaap is Afrikaans sprekend. En daar is ook 'n hofuitspraak tot die effek dat mense kan nie gedwing word om hulle verklarings in 'n taal te maak wat hulle nie noodwendig mee gemaklik is of heeltemal in vlot is nie, want as jy nou is met jou boere Afrikaans 'n verklaring in Engels gaan aflê en jou tenses is nie baie goed nie, dan as jy op die einde van die dag nie hof kom, is dit 'n heel ander storie wat daar in Engels staan op die papier as wat jy jou saak in Afrikaans gestel het. En dis hoekom die Suid-Afrikaanse Polisiediens ook vertalingsdienste het wat verantwoordelik is dat indien die ondersoekbeampte nie Afrikaans kan lees nie, daardie verklaring gestuur word vir vertaling en hulle dan moet terug kry by die stasie, vertaal in Engels deur gekwalifiseerde professionele vertalers. So wat ek eintlik wou vra is, verwag jy dat die instruksie een of ander tyd dan teruggetrek gaan word? Nee, hy staan op die huidige oomblik en tot hy nie teruggetrek word nie, het hy dan die nodige regskrag en is alle polisiestasies gebonde om daaraan gehoor te gee. Indien 'n polisiestasie weier om 'n saak oop te maak, moet 'n mens seker maak eerstens wie is die persoon wat weier, wat is die persoon se van, wat is die persoon se rang, waar werk die persoon, wanneer het hy dit gesê, want dan kan 'n mens die persoon laat aankla vir weiering van 'n wettige bevel basies, want hierdie nasionale instruksie is 'n bevel van die nasionale kommissaris af. En as 'n konstabel Piet Pompies besluit hy doen sy eie ding, dan kan hy dissiplinêr verhoor word omdat hy geweier het om uitvoering te gee aan 'n bevel van 'n nasionale kommissaris af. Kom ons begin saamvat dat ek bietjie hoor die registrasie van 'n dossier. As ek dit aangemeld het en ek het dit onderteken, die verklaring ensovoorts, is ek dan klaar. My verantwoordelikheid as die klaar of die beweerde beriggewers, soos jy sê, is my verantwoordelikheid afgehandel. Moet ek iets weer opvolg? Moet ek iets doen? Natuurlik kan ek navraag doen of die saak aangaan, maar is my verantwoordelikheid ten opsigte van die saak en daarmee klaar? Nee, 'n mens het die reg om op te volg en dis hoekom jy die kontakbesonderhede het van die ondersoekbeampte. Indien die ondersoekbeampte nie sy werk doen nie, hoef in gebreke bly om te doen,
dan of as 'n mens byvoorbeeld nog getuienis het en hy het nie verklaringspille geneem nie, dan kan mense by die speurdienste se speurtak se bevelvoerder aanmeld, en indien hy dan nie daar iets daaromtrent doen nie, dan meld mense die prestasiebevelvoerder aan. Indien hulle dan nie daarom doen nie, dan kan 'n mens of as jy nodige ondersoekwerk nie gedoen word nie, dan kan 'n mens dit aanmeld by OPOD, die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat, dat hulle dan inkyk na die aangeleentheid, veral as die moontlikheid bestaan dat as polisielede betrokke was by die pleeg van 'n misdryf. So die polisie het ook 'n verantwoordelikheid om jou as die slagoffer van 'n misdaad op hoogte te hou van hoe jou saak vorder en of dit ooit voorgelê is aan 'n aanklaer en of die aanklaer besluit dat daar's enige vooruitsigte van sukses of nie, want die aanklaers is ook verantwoordelik om die polisie riglyne te gee van gaan kry die volgende nog vir verdere ondersoek. Ja, ek wil vra, so jy het eintlik 'n groot verantwoordelikheid, ten minste om te kyk dat jy in eerste plek 'n SMS kry wat sê hiermee is jou saak geregistreer, dat jy weet dit is amptelik aanvaar en dan hopelik die stelsel aan beweeg bring en dan verder kan jy navraag doen by tye as jy vermoed daar word dalk voete gesleep of die saak kry nie se behoorlike aandag nie. Korrek. So ja, dit is dan belangrik dat 'n mens maar seker maak jou saak word wel reg geregistreer en dat 'n mens die polisiediens verantwoordelik hou om hulle pligte korrek uit te voer en om seker te maak dat jy as 'n misdaadslagoffer die reg het om jou kriminele saak te laat ondersoek en jy het die reg dat 'n polisieman dit, al is dit nie in sy area waar die misdryf gepleeg is nie, moet seker maak dat daar wel aandag geskenk word. Ek wil 'n vraag vra wat miskien so 'n bietjie van die dossier af is. As hier 'n lid van die Suid-Afrikaanse Polisiediens opdaag om 'n dossier oop te maak en hy doen dit en dit was die misdaad was op die terrein of die perseel gepleeg. Is dit sy taak om die ding oop te maak en weg te ry of het hy 'n verpligting om daarom te kyk nou wat daar is? Miskien is dit, jy weet, miskien is die goedere daar of miskien is iemand daar op die perseel beseer. Is die dossier oopmaak 'n aparte ding of is dit deel van die begin van 'n ondersoek? Wel, die dossier is die eerste stap vir die ondersoek. En ten spyte daarvan dat daar so dan nou 'n voorgevalle boek is of 'n OB-boek, occurrence boek soos hulle Engels noem, is dat as dit aangemeld word in die voorgevalle boek, word dit nie as 'n misdryf geklassifiseer nie, is net 'n aantekening wat gemaak word. So 'n mens moet seker maak dat hulle dit rapporteer en dat hulle administrasie doen sodat hulle 'n saak kan registreer. So as daai polisieman uitkom met sy polisiebakkie, is hy veronderstel om die verklaring te neem by die klaarster en dan seker te maak dat die misdryf omskryf word en dan moet hy dit dan terugvat en dit dan registreer by die polisiestasie. Ek wil net weer vra, sê nou maar die misdryf was hier teen iemand gerig, jy weet, teen gedoen, daar's dalk 'n besering of 'n vars getuies of wat mense dit, bewyse op die toneel wat gepeter kan word. Hier kom die polisieman uit, hy neem die verklaring af. Is hy verplig om iets te doen met hierdie terrein wat hy moet beveilig of ondersoek of is sy taak net om 'n dossier oop te maak? Nee, indien daar 'n misdryf gepleeg is, soos waar iemand doodgeskiet is, of waar daar inbraak was, hulle veronderstel om die misdaadtoneel af te sper, sodat die misdaadtoneel nie besoedel word nie. Dan is hulle veronderstel om die nodige deskundiges uit te kry, soos die forensiese deskundiges, om te kon kyk of daar enige moontlike
S bewysstukke is op die toneel, foto's te neem, moontlike gipsafdrukke te maak, sodat die aangifte van die misdryf dan nou heeltemal kan ooreenstem met wat gebeur het en dat die nodige bewysstukke ingesamel word wat in die hof voorgehou kan word as bewysstukke om 'n persoon nou skuldig te kan laat bevind vir die pleeg van die misdryf. Baie dankie Hendrik, dit was advokaat Hendrik van Staten, hy praat vandag met ons oor die registrasie van 'n dossier. En ek seker, Hendrik, as jy so 'n slot aanmerking wil maak, jy praat met ons daaroor, want jy het een of ander geleentheid dit nodig gevind om meer mense bewus te maak van die noodsaaklikheid om bewus te wees van hierdie proses. Het is baie belangrik dat slagoffers van misdaad weet wat hulle te doen staan, wanneer hulle gekonfronteer is deur 'n misdaad, en ook vir wat daarna gebeur, soos die hele interaksie met die Suid-Afrikaanse Polisiediens, en laat u ook weet wat die regte is. Laat die mens nie 'n onbeholpe polisielid kry wat nie sy werk noodwendig wil doen nie. En ek weet die meeste polisiedienslede wat ek ken, is persone wat baie graag hulle werk wil doen en dit probeer tot die beste van hul vermoë, maar dat 'n mens nie benadeel word deurdat 'n mens nie die kennis het oor wat moet gebeur nie. Soos 'n mens maar altyd sê, kennis is mag, en as jy weet, kan jy jouself en ander ook help wat 'n uitdaging in die gesig mag staan. Baie dankie Hendrik, dit was advokaat Hendrik van Staten met sy praatjie lig op die reg. Tot 'n volgende keer. Geseënde week verder vir jou Willem en 'n geseënde week vir die luisteraars.